Marula Media is vandag in Waterloo en Silverton Dale. Dit is twee van die belangrikste nywerheidsgebiede in Tshwane. Maar hier staan die fabrieke op die oomblik stil, trouens vir 5 dae al, want hier is nie elektrisiteit nie. En dit is 'n gereelde probleem hier. Die eienaars van die fabrieke hier is moedeloos. Hulle sê vir hulle is magteloos, hulle weet nie wat om te doen nie. Hier's duisende besighede. Die werkverskaffing wat hier is astronomies. Die ouens wat hier is geep, werk hier vir hoofsaaklik die ouens wat hier uit Mamelodi uitkom, eersteres, en dan vir oralste van Pretoria af. So enige tipe nywerheid wat jy kan kry in 'n industriële area is hierso. 5 dae vir 'n industriële area is skokkend. Hulle was al veronderstel gewees om te begin het met die herstel, soos julle kan sien, doen hulle nou eers uitgrawings nog. So ja, hierdie gaan nog 'n paar dae wees. Die probleem is, die werkers kom elke dag werk toe. Dan moet van hierdie ouens met hulle werkers huis toe stuur, want daar's nie werk vir hulle nie. En ja, dit het 'n impak op die inkomste van die besighede en ook op die inkomste van die werkers. Ons is op die Fort Lane. So in daai area is ons bevoordeel om nie so baie probleme te hê met die elektrisiteit nie. Maar wat ons wel het is wanneer dit afgaan, dan vat dit baie lank om weer herstel te word. En as jy kan kyk op die groepies, dan kan jy sien van die ouens sukkel regtig met hulle is afhanklik van die elektrisiteit. En as dit af is, dan kan mense obviously nie werk nie. Ek kan vir jou eerlikwaar sê, as 'n ou kyk na die boodskappe op ons forum, is daar ouens wat nie meer kans sien om verder te gaan nie. Van ons huurders bel ons en vir ons sê, luister hierso, ons kan nie so. Ek het 'n huurder in Duikorweg wat vir amper vir 'n maand in Desember sonder krag gesit het, wat hy sy generator moes gehardloop het. Kyk, water is 'n groot probleem, daar's geen druk nie. So die water, die afgelope 2 of 3 jaar, het ons al verskeie kere gaan kla by City of Tshwane. Hulle het ja, so hulle gee gemiddeld so tussen 0.5 en 1 bar. As daar so hulle is veronderstel om ten minste omtrent 3 tot 4 bar te gee. So net om 'n voorbeeld te gee, is ek het nou 'n fabriek wat ek gebou het en ek kan nie 'n okkupasiesertifikaat kry nie, want daar is net nie genoeg water nie. So op 1 bar, dit help nie as ek kry die brandweer uit nie. So dit maak dit geweldig moeilik vir ons as industriële gemeenskap. So net om die druk 'n bietjie meer te maak, as daar 'n klein brand uitbreek, dat ek ten minste iets kan hê, want op hierdie stadium is daar niks nie. So as daar 'n brand gaan uitbreek, en ek dink dit is eintlik maar, ek praat nou eintlik maar vir al die fabrieke, want as hy enige brand gaan uitbreek, daar is nie water nie. So dit is 'n baie groot probleem. Die fabriek waar ek nou is daar, ek kry glad nie versekering nie. Ek moet nou eers groot tanks opsit. Ek moet nou 640,000 liter water se tanks opsit en daarna kan ek ja, so alles moet volgens dit is asof hulle hulle skuif dit alles af op Jan publiek, oor dat hulle nie dienste kan verskaf nie. Antoinette, aan ons kant het ons by van ons fabrieke het ons astronomiese bedrae gespandeer om sonpanele op te sit. Ons het boorgate gesink, ons het watersisteme geïnstalleer. En dit is dan 'n verdere verlies van inkomste vir Tshwane. En almal is besig om dit te doen wat dit kan bekostig, maar daar's baie besighede wat dit nie kan bekostig nie. Ons het 'n WhatsApp groep wat ouens is van elektrisiteit, senior personeel van elektrisiteit, senior personeel van paaie, senior personeel van water. Ons het raadslede op die forum. Ons het 'n hengse klomp besighede wat op die forum is. Daai ouens kommunikeer elke dag. Kommunikeer hulle met die City of Tshwane. En ja, wat meer kan 'n ou doen? Die burgemeester van Tshwane, Dr. Masipi Moya, het vandag 'n plan bekend gemaak om die elektrisiteitsvoorsiening in Tshwane te stabiliseer. Sy sê self, dit gaan nie oornag gebeur nie. Mens wonder net of dit te laat gaan wees vir die sakemanne in Silverton Dale en Waterloo.